Mure. Sê vir jou buurman mure. Dis nou nie mure wat in jou kos is nie, né? Dit is die mure. Daar sê, mure. Wat wil ek sê? Ek moet my sê, daar's baie koneksie aan mure. Met mure gaan dit baie keer oor beskerming. Baie keer gaan dit oor beskerming en baie keer is dit goeie dinge wat ons kan beskerm, maar baie keer kan ons mure bou wat God nie wil hê ons moet bou nie, maar waar ek en die ou duiwel, ek en vrees, ek en angstigheid kan mure bou rondom my hart, omdat ek vrees dat ek gaan weer seer kry. Mure bou met finansies, mure bou met hoe ek my wat is die mooi woord vir vrekwerk? Te hard werk. Omdat ek sekuriteite wil skep, maar sekuriteite en mure wat nie bepaal is deur God wat ek moet bou nie. Mure wat moet gebreek word. Mure wat ek kan bou, wat ek my kinders in daai mure, daar in daai plek van veiligheid wil sit, maar waar God nie is nie. Kom ek bou 'n muur tussen my en my kind. Kom ek bou 'n muur tussen my en my toekoms wat saam met die Here is. Hoe gaan ek dit doen? As ek dit bou wat vanuit vrees kom. As ek dit bou vanuit ek het my opinie en ek is veilig in my opinie. Ek is veilig in hoe ek ander mense sien. Maar dit is 'n muur wat ek met my woorde bou wat my laat veilig voel daar binne-in. Teen seer kry, teen teleurstelling, teen as ek regtig hierdie mure om my hart moet afbreek, om my emosies moet afbreek, om my persoonlikheid moet afbreek, om in mense se lewens te klim en toe te laat dat hulle in jou lewe inklim. My broer, my sis, ja, gaan vra Heilige Gees asseblief. Asseblief, gaan vra Heilige Gees. Wat is die mure wat ons rondom ons bou? O, jette, ja, daar's mure wat gebou kan word en ons moet triljoene gee in missiele en in wat ook al, om ander nasies op te blaas, sodat ons veilig voel met hierdie gevoel van veiligheid, soos wat ek dan nou, kom ons sê, 'n muur van veiligheid om my kan bou, met die grootste geweld deur 'n klomp op te blaas van 'n ander nasie. Dan voel ek veilig. Mure het te doen met veiligheid. Soveel keer, meeste van die tyd, het dit te doen met veiligheid. Maar as jy jouself, as ek myself, my vesting vind in God, as ek my sekuriteit in die Here vind, as ek my sekuriteit in sy liefde vind, sekuriteit in sy woord vind, weet jy, dan gaan ek en jy nie 'n klomp gemorsmure bou wat my kinders of mense later moet afbreek. Mure waarin ek eensaam is. Mure waar baie mense nie die regte ek ken nie. Maar daar's 'n jy wat kosbaar is, daar's 'n jy wat mooi is, daar's 'n jy waar God goud in jou gees gesit het. En God wil hê daardie goud moet gesien word. En daarom kan jy nie sekere mure bou in die naam van jou persoonlikheid, in die naam van jou idees, in die naam van jou, ek wil nie weer seer kry nie. En wie van ons sê dit? Ek gaan nou 'n muur om my hart bou, want ek wil nie weer seer kry nie. Nee, ons is gewoonlik nie so stupid nie. Hallo. Maar gaan vra asseblief, Heilige Gees, watse mure word gebou? Watse mure is ek besig om te bou? Dit wat skanse is, dit wat staan teen wat God wil doen. Is ek oop vir inspraak? As ek nie oop is nie, hoekom? Want ek bou 'n muur met my selfregverdiging. Met selfregverdiging kan ek mure bou om my, maar dit is nie van God af nie. Daar is baie mure wat jy moet bou, mure wat jy moet breek, afbreek. Daar is mure wat jy moet herstel. Mag die Here ons help. Amen. Jesaja 26 vers 1. In die dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda. 'n Sterk stad het ons, God stel heil tot mure en skanse. Die ou vertaling, heil, wat is verlossing? Dis verlossing. God bring verlossing as mure en skanse. Skanse is daai groot heuwels wat hulle gebou het, waar al die soldate op gaan staan het, sodat hulle kan deel met die vyand wat wil kom. Dat daar
'n weerstand is teen die vyand. 'n weerstand is teen die vyand. Jou verlossing is 'n muur. Daar is 'n hordes ander skrifte wat dit ook so praat van heil tot muur, van verlossing. Salvation as your walls. Your salvation is the wall. Ek het een keer 'n ou na die Here toe gelei. Halleluja, die klank is alright. Een keer iemand na die Here toe gelei. En later uitgevind het was 'n sataniste priester. Maar die volgende oggend, hy het geglo hy's 'n vrou gereïnkarneer in die vorm van 'n man en hy kon met hierdie medium praat, intens en 'n klomp gemors. En toe hy nou tot bekering kom en dit was die verskriklikste manifestasies, en daar hoef nie altyd manifestasies te wees nie, maar die volgende oggend toe sê hy vir my, ek het al gesien, nou, hy het haar raar genoem. Sy het om my bed geloop die hele tyd. Sy wou nader kom. Ek was bang, maar sy kon nie naby kom nie. Sy kon nie naby kom nie. En terwyl hy nog praat, ervaar ek net die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Ek en jy weet dat daar's beskerming deur die bloed van Jesus. Maar in die konteks is dit is salvation as walls. Jou redding is die muur. Maar in die redding is die woord van die kruis. In die redding is genade. Genade maak dat jy beskermd is. Die bloed van Jesus maak dat jy beskermd is. Die naam van Jesus maak dat daar beskerming is. Kom ons gaan kyk wat is verlossing. Kom ons kry 10, 20, 30, 40 punte en dit is die muur wat jy bou. Hoe bou jy? Ja, jy is gered so jy is onder die bloed, maar ek moet in elke area van my lewe toelaat dat daar verlossing is. Die skrif sê, werk julle verlossing uit. Work out your salvation with fear and trembling. Werk jou redding uit met vrees en bewering. Wat beteken dit? Met respek vir die genade wat God vir jou gegee het. Met respek en eerbied dat God jou vergewe. Dat ek nie net warra, ek is vergewe, hier gaan ek aan en dit alles is nou maar alright, maar ek kan maar compromise, ek kan maar dit, ek kan maar dat, ek kan maar my eie vreeslike geestelike opinie oor 'n klomp goed hê, maar intussen leef ek nie vanuit 'n plek van genade en nederigheid nie. Want een van 'n demoon van godsdiens maak, dat die ou vingertjie werk, van daai ene is so, daai ene is so, daai ene is so. Nou nie by ons nie, ander mense, maar wat sê ek? Asseblief, mag die Here jou help, mag die Here my help. Jy vind nie 'n veilige vesting, jy vind nie 'n veilige plek met jou opinies as die mure wat jy om jou bou nie. Maar die mure wat jy om jou bou vir veiligheid is teen die aanslag van die vyand, is teen die aanslag van die hel, is teen duisternis, is teen die versoeking, is teen die gemors wat ek en jy kan glo, is teen die misleiding wat kan inkom. Noem daai, gee daai ou goedjies name. Maar jy is beskermd, hoekom? Want om jou is daar mure en dit is God se genade. God, die kruis van Christus, die bloed van Jesus, die naam van Jesus, 'n liefde wat ek nie verdien nie, 'n saamstap wat ek glad nie verdien nie, 'n goedheid, 'n barmhartigheid. Hallo, gaan skryf neer wat is die mure om jou en hoe veilig jy in God is, veilig jy is in dit wat God vir jou gedoen het. En in daai plek kan jy staan en besef, al hoe ek hierdie muur kan bou is om dit te glo, om dit te waardeer, om daarop te mediteer, om te ontdek in my gemoed, in my denke, wat het God vir my gegee? 'n dankbaarheid oor wat ek in genade het. As jy dit deel maak van jou lewe, dan bou jy die mure van verlossing om jou. Maar werk ek nie daaraan om dankbaarheid te bou in my hart en in my gemoed nie. Werk ek nie daaraan om verbaas te staan oor die kruis, soos wat Paulus sê, ek roem in niks anderste as in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek roem in niks anderste as hierdie fantastiese mure wat God om my gebou het, wat die hel buite hou, en my deur 'n ontsaglike genade binnehou en veilig hou vir die mandaat wat hy vir my gegee het. Veilig vir die mandaat. Veilig vir die mandaat. Word kinders van die Here.
martel dood. Meer as ooit tevore, volgens statistiek. Dis die ouens wat opgeblaas word. Wat kinders van die Here is, ja, hoe werk die beskerming soos wat ons het gesê het, en ek gaan dit nog seker 100 keer sê, sodat ons gaan en vir mense die regte perspektief gee. Jy bid vir beskerming, wat is daai beskerming? Jy bid dat God jou sal beskerm teen jou eie vlees, teen jou eie denke, teen jou eie hoogmoed, teen jou eie godsdienstigheid. Dis die beskerming wat ek nodig het. Die grootste beskerming wat ek nodig het is dit. En dat God sal my bewaar vir die mandaat wat hy vir my hier op aarde het. En as die mandaat, 'n mandaat is tot in die dood van martelaarskap, dat ek getrou sal bly tot in die dood van martelaarskap. Stefanus wat kan bid, Here, dat God, dat U my sal beskerm, en hy sien die oop hemel. Maar die Here beskerm nie, hy sien die oop hemel, hy vertel die waarheid. Ja, en toe die Here hom dan maar deurgedra. God is getrou, hy het hom deurgedra en beskerm. God is altyd getrou. Maak saak wat nie. Of ek het verstaan of nie, God is altyd getrou. God is altyd getrou. Amen. So Here, beskerm my teen myself, beskerm my teen my vlees, beskerm my teen my vrese, my angstigheid, negativiteit, al daai goedjies. Dit is nie ek nie, daar is 'n kwaliteit ek in jou gees, die genuine, die ware, die egte jy, wat wederbaar is. Met persoonlikheid en ander nonsens, nie twak nie, ander nonsens, wat naby my kan kom, en my kan weghou van dit wat God vir my het. Wil God my beskerm? So bid vir God se beskerming. Bid vir God se beskerming. Maar eerstens, bewaar jou hart. Bid vir die beskerming van jou hart. Bid vir die beskerming van die kwaliteit wat in jou is. Vir die kwaliteit wat in jou is, wat God wil gebruik. Waar God vir jou kwaliteit lewe wil gee, saam met hom hier op aarde. Bid dat daai beskerming sal wees, sodat jy dit kan beleef, my boet, my sis. Jou mure is verlossing. Jesaja 26:1. Hier gaat ons. Nommer 2. Redding. Ja, ons is tipe van dieselfde. Maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Jou poorte lof. Weet jy, as jy in hierdie plek van verlossing is, as jy in hierdie plek van redding is, nie net waar jy veilig is, maar jy word gered. En as jy verstaan, ek is gered. As ek hier binne is ek gered van die robbies. Hy pas nogal. Gered, kom ons sê gered van die robbies. Mooi Afrikaans daai. Wat wil ek sê? Wat wil jy sê? As ek dan uit daai plek uit wil gaan, as ek deur die poort wil gaan van hierdie stad waarin ek veilig is, gaan ek met lof uit, ek kom met lof terug. Want met lof gaan die vyand die mekaar raak. Daar buite as die kinders van die Here God geloof het, die vyand, daar was daar verwarring onder die vyand. Verwarring onder die plan van die vyand. So as jy uitgaan, jy gaan in die naam van redding. You come in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Môre in jou situasie. Jy gaan in daai situasie in en dit is 'n wêreldse gemors, dis 'n korrupsie of dis 'n dit, dis 'n dat, dis 'n dat. Gaan uit en gaan judge sodat die wêreld op jou kom plak. Of gaan uit met 'n dankbaarheid dat wie jy is net genade. En dis wat jy wil verkondig aan die mense om jou, die woord van die kruis, vir die krag van God vir die wat gered word, sê die skrif. En jy waar jy ingaan môre, gaan jy met lof. Gaan jy met lof. En wanneer jy inkyk in die plek wat God vir jou geskep het, gaan jy met lof. So uit en in, jou poorte is lof. Jou poorte is lof. Dat jy loof die Here, maak nie saak wat nie. Of dit met jou goed gaan in omstandighede, met jou gees gaan dit excellent, gaan dit altyd goed. Word jy van heerlikheid tot heerlikheid verander, van krag tot krag. Want dit wat van God af is, sal altyd groei. En die onverganklike saad, sê die skrif, 1 Petrus 1, wat in jou gees geplant is, sal groei. Sal groei.
Maar gaan jy dit verstik met dorings en distels en al die ander robbies wat in jou siel kan groei? Of gaan jy dit koester, die verlossing wat God jou gegee het? Gaan jy koester die verlossing wat jy jou gegee het? Alright, jy's gebind met negativiteit. Alright, jy's gebind, voel jy met depressie. Alright, jy's gebind met verslawing aan sekere goed. Maar die verlossing is klaar in jou gees. Jou oorwinning is klaar in jou gees. Jou redding is klaar in jou gees. Redding van daai robbies is klaar in jou gees. Here, help my to work out my salvation, dat my verlossing, dat ek dit sal uitwerk in die res van my lewe, want verlossing is in my hart. Maar met vrees en bewering, met respek vir God, met die vrees van die Here, waardeer ek die verlossing in my gees, en ek vra, hoe moet ek hierdie verlossing toepas in my emosies? Hoe moet ek hierdie verlossing toepas in my denke? Hoe moet ek hierdie verlossing toepas in my verhoudinge, in my omstandighede, positief of negatief? Hoe moet ek hierdie verlossing van vryheid, wat ek vryheid het in my gees, how must I work it out, dat dit buite sal sigbaar wees in elke area van my lewe? Amen. En as jy in hierdie proses beweeg, of jy uitbeweeg, of jy inbeweeg, of jy uitbeweeg, en of jy inbeweeg, wat gaan gebeur? Verlossing, verlossing, dankbaarheid. Laat jou mond oorloop met lof. Laat jou mond oorloop met lof. Besluit, wat is die meeste op hierdie lippe? Want dood en lewe is in die mag van die tong. Roep die dood in jou lewe in. Deur net altyd te sê wat jy voel, deur net altyd te sê wat jou siel sê. Nee, ons gaan dit nie doen nie in Jesus naam. Deur altyd eers te sê wat is in jou gees. Laat die waarheid op jou lippe wees en die waarheid sal jou vrymaak. Jy vorm jou pad in waarheid en vryheid met jou woorde. Amen. Alles het gehang. Then God said, and there was light. Die hele skepping, die hele uitspansel was daar. God is 'n fantastiese God. Amen. Nommer 3. Not see, maar see. Dit is die see wat jy nou in swem. Alright. Exodus 14:22. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Aan hulle linkerkant en aan hulle regterkant was daar 'n muur en hulle het veilig gevoel. Daar's nie meer, jy weet hierdie animations dan sê wys hulle daar waar die haai so swem en die walvis so naby hier verbykom. Ek weet nie of hulle noodwendig gedink het die hele tyd, ag, wat 'n veilige muur, jy weet, gemaak van water. Ek weet nie hoe hulle gevoel het toe hulle daardeur getrek het nie, ons moet hulle eendag vra, onthou. Maar baie keer kan die mure wat God vir jou stel, dalk nie vir jou so lyk as dit nou die beste mure is nie. Hierdie muur van see, dit is net water, hallo. So jou logika sê, hierdie is geen muur. Maar kyk jy nie na die muur, kyk jy waarna toe God jou vat. So as God daai fokus bring, as God jou daai fokus wil gee, dan wil hy jou red van dit wat agter is. Veg nie die mure nie. Veg nie die mure nie. Maar daai mure gaan verlossing bring. Die vyand gaan versuip. Want hy mure gaan weg wees vir die vyand. Maar hy gaan daar wees vir jou. Daar's mure wat daar gaan wees vir jou vir deurbrake, maar vir die vyand gaan hy versuip. Daai einste mure, my boet, my sis, so sien dit, dink daaroor, mediteer daaroor, sien die prentjie, sodat as jy môre deur sekere goed gaan, weet net, God het jou gemaak vir deurbrake. God het vir jou gemaak soos 'n pionier. God het jou gemaak om oplossings te gee. God het jou gemaak om deurbrake te bring en in leierskap op te staan en jou gemeenskap, die plek waar jy werk, om hulle te lei, want die leier van die heelal woon in jou.
Nee, ek is nie 'n leier nie. OK, jy is nie 'n leier nie, maar in jou woon die leier van die heelal. En as jy ambassadeur is van Christus en jy leef nie meer nie, jy's gekruisig met hom en hy leef nou deur jou, dan leef die leier van die heelal deur jou. Besluit of jy hom gaan eer en of jy jou emosies gaan eer. Wie gaan jy eer? Maar deurbraak is God se destiny vir jou. Daar moet 'n getuienis wees. Daar moet 'n getuienis wees. Môre, met die idee wat jy môre kry, wat om te doen met jou werk. Die idee wat jy môre kry om deur te breek. Die idee wat jy môre kry, wat soos 'n droom kan wees van wat jy kan bereik in die lewe. Mag dit iets wees waar jy veilig deurbeweeg en die vyand versuip. Maar daarvoor het jy God se strategie nodig. En God se strategie gaan nie altyd so veilig lyk nie. Daai mure lyk nie noodwendig veilig nie. Volgens my logika. As ek daar moet deurstap, gaan ek nie noodwendig dink dat hierdie mure lyk vir my veilig nie. As dit hierdie water is wat van hier tot daar, tot daar, en hierdie water van hier tot daar doorbo. En ek loop tussen hierdie, jy het al in 'n stad met verskriklike hoë geboue geloop en jy kyk op, en jy sê, wow, ek dink daar was nogal 'n wow. Ek dink daar was 'n groot klomp wows, toe daai klomp daar deur trek. Maar van daai wows kan wees, ouens. Hallo, so partykeer gaan die deurbraak in jou lewe wees, mure waarvoor jy gaan sê, wow, Here, en jy loop en jy glo, okay. En jy kom deur en daai robbies wat jou wou agtervolg, hy gaan versuip, as jy bereid is om te loop in jou deurbraak in. Maar dan moet jy toelaat dat God sê, hierdie is die lyn. Jy sal nie meer hierdie denke hê nie. Depressie kan weer op jou val. Negativiteit kan weer op jou val. Versoeking kan weer op jou val. Welis kan weer op jou val. Hierdie verslawing kan weer op jou, dit kan op jou val. Maar God hou dit supernaturally. Bonatuurlik hou hy dit oop weg dat jy kan deurbreek. As jy bereid is om hom te volg. As jy bereid is om hom te volg. Môre. Amen. Jerusalem, nommer 5. Ek lieg. Nommer 4, Jericho. Toe skreeu die volk en hardloop weg. Nee. Toe skreeu die volk en hulle het op die horings geblaas en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef. Almal sê groot krygsgeskreeu. So, vreeslike naam. Dis soos hierdie vreeslike movies, jy weet. Dink aan 'n hele volk van omtrent 1 miljoen of meer. En hulle 'n groot krygsgeskreeu. Dis 'n redelike intense sin. Mag ons nie net skreeu wanneer ons 'n tantrum wil gooi nie. Mag ons nie net skreeu, ons moet eintlik glad nie skreeu nie, né? As ons nou fed up is en ons wil ons sê nie. Mag die vyand nie in jou gemoed skree, jy is robbies nie, jy sal dit nie maak nie. Mag die vyand nie in jou skree, daar's nie 'n toekoms nie. Wie gaan skree? Toe hulle op die horings geblaas is, toe die volk die geluid van hierdie blaas op die horing hoor, het hulle uitgeskree. En wat het toe gebeur? En die muur het op sy plek ingeval. Bom. Ons praat nie van omgeval nie. Ook die ouens wat nou die opgrawings en allerlei goed gedoen het. Hy het in die grond ingeval. Dus dis 'n redelike miracle daai. Hy het binne in die grond ingeval. Hy het nie omgeval nie. Hy het ingeval. Alright, kom ons sê net daai. En die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle die stad ingeneem. Maar die vraag is, toe hulle die geluid hoor, het hulle geskreeu aangehef. Wat 'n geluid hoor jy? Want as jy so sensitief is,
vir die ander goedjies, so sensitief is vir die opinies, gaan jy die geluid hoor van die opinie. En jou lewe gaan skree as gevolg van die opinie. Jy gaan skree op grond van die opinie, jou vrot opinie eintlik. Jou lewe gaan skree volgens die stem van hoogmoed. Jou lewe gaan skree volgens die stem van vrees wat jy gehoor het. Volgens die stem van stres, volgens die stem van logika. Of, Here, help my om so in die woord te klim, so om te leer om stil te raak voor U, so om 'n gebedslewe te leef, dat ek verstaan, daardie is God se stem. Hierdie ander stemme gaan ek ignoreer. Gee hulle flat ignore. Beledig hulle, daai ander stemme, deur hulle te ignoreer. Maar besluit, jy gaan respek hê vir een stem. Hoekom wil jy sy stem hoor? Nie sodat jy eerstens net weet om die regte goedjies te doen, sodat jy nie in die moeilik is nie, sodat nie dit nie gemors is nie. Nee, hoekom wil jy sy stem hoor? Want jy het respek vir hom. Jy het respek vir hom. En omdat jy respek vir hom het, wil jy weet wat hy sê. Dis jou God, dis jou meester, dis die een vir wie jy lief is. En daarom jy wil sy stem hoor. Nie net sodat jy weet wat jy moet doen nie, maar eerstens omdat jy hom lief het en respek vir hom het. Daarom het jy respek vir hom wanneer hy praat. Respek vir sy woord, respek vir sy woorde, wat hy sê. Amen. Jy het nie eerstens respek vir hierdie verskriklike mure van Jericho, wat besonders was. Maar daar's mure wat moet val. Nie net mure om jou nie, maar 'n plek wat jy in besit moet neem. Daar waar rondom opvoedkunde, rondom besigheid, rondom sielkunde, rondom die mediese veld, rondom sekere goed van Bloemfontein, is daar mure, vestings wat die vyand in die hel gebou het. En ek en jy is veronderstel om te gaan en jy bid nog en jy bid jy bid nou maar net vir opvoedkunde, jy bid vir die nuwe geslag, jy bid nou maar vir die politiek, jy bid nou maar vir die universiteit. Hou aan bid, gaan hom in die ronde, daai selfde gebed. Bedoel hom uit jou hart, glo hom vanuit jou gees. En bid hom, daai mure gaan val. Hallo, en die kerk sal dit in besit neem. God se volk sal in besit neem, hierdie stad, hierdie land. Wanneer die herlewing sal kom. Wanneer alles geskit word, ja, die herlewing sal kom. Ek moet my sê, so vir elke area van jou lewe mag dit so wees. Loop om daai area. Gaan versuip nie in die area, gaan vrek nie in die area, gaan lê nie neer, jy weet, in moedeloosheid in daardie area van emosies wat op en af is, gaan lê nie daar, gaan lê nie net daar in absolute, ek het nie krag nie, ek het niks meer nie. Loop om dit, leef nie in dit nie, daar's robbies, jy moet nie in hom leef nie, maar loop om hom met gebed, jy sê net, hierdie ding, jy gooi daai goed so alles by mekaar, dis hierdie ding. In gebed, in die naam van Jesus, jy sal val. Daai vesting gaan nie in my lewe wees nie. Daai mure gaan nie in my lewe wees nie. Die vyand gaan nie vir hom 'n vesting hierso bou. Die vyand gaan nie 'n stad bou in my lewe nie. 'n Stad van die duiwel, 'n stad van gemors wat in my lewe gebou word nie. Nie meer nie, in Jesus naam. Maar die ding is, gaan jy aanhou? Of gaan jy by die 6de keer stop? Of gaan jy aanhou in die laaste dag alles insit? Maar jy sit al hoe meer alles in. En op 'n stadium, jy gaan hoor die kruisgeskreeu. Jy gaan die stem uit die hemel hoor. En jy gaan die waarheid uitskreeu. En daai vesting in jou lewe sal val. Daai vesting in opvoedkunde sal val. Daai vesting, hy sal val. Amen. Julle ken mos die een, ek het al 14 keer dit vertel. Salomo het gesê, daar was 'n man, hy het 'n bediening gehad, 'n kerk. En daar was 'n ou uit 'n drankwinkel gehad. En toe het hierdie kerk begin bid. Wie ken die storie? 1, 2, 3, dankie, 4. Ons sê 5.
En hulle het gebed vir herlewing, en gebed dat hierdie gemorsplekke toemaak. En hier, ewe skielik, begin niemand meer hierdie drank koop nie. Niemand koop nou meer hierdie drank om te gaan suip nie. En toe die drankwinkel toemaak, toe gaan die eienaar van die drankwinkel en hy gaan maak 'n saak teen die kerk. Want is die kerk se skuld dat sy drankwinkel nou toe is. En in die hof, daar is die regter en die aanklaer sê nee, hulle het gebid en hulle het my drankwinkel toegemaak. En die pastoor sê, ons het net gebid, ons het net gewoon, ons het nie jou drankwinkel toegemaak nie. En die regter sê, ek het nou 'n probleem. Ek het nou 'n goddelose man wat glo in gebed en ek het 'n pastoor wat nie glo in gebed nie. Wat moet ek nou doen? Wat moet ek nou doen? Die vyand weet, as jy waaragtig gaan bid in geloof, die goed gaan geskit word. Maar solank jy nie dink, dit gaan regtig so baie werk nie. Ons gaan dit nie sê nie, ons gaan dit nie so direk sê nie. Maar my boet, my sis, hou aan. Almal maak so, hou aan. Maar kom ons try dit nou almal doen. 1, 2, 3. Hou aan. Daar sê. Hou nou net aan om daai Jerigo. Partykeer kan ons sê ek is nou klaar, want hierdie ding, dis 'n gekarring om en om en om. Solank die om en om gebed is en jou geloof is vir 'n deurbraak. Halleluja, die Here gaan dit doen. Okay, volgende een, Jerusalem. Daarom sê ek vir julle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Dat jy nie langer meer in shame leef nie. My boet, my sis, daai ding waarmee jy sukkel. Daai ding waarmee jy sukkel en jy voel selfs 'n skaam, jy voel skaam, jy voel shame oor jou lewe. Maar God wil jou help, God wil jou help. En Nehemia gaan nie net, hy gaan sien en hy besef die toestand. Wat het die vyand gedoen? Partykeer kan ek en jy terugkyk en ons kan sien, wat het die vyand in ons lewens gedoen? En ons kan sien sekere goed wat vandag op gebeur, as gevolg van verkeerde keuses, as gevolg van goed wat ek nie reg gedoen het nie, man. Maar hy gaan terug, en hy kry die span, hy kry die volk, en sê, laat ons, daar is goed in jou lewe, waar daar moes mure wees, waar die vyand gebreek het, daar is goed wat skade gery, daar is goed waar daar seer is, waar goed gebreek is, sekere moed dalk gebreek is, sekere verhoudinge gebreek is, sekere manier van positiewe denke gebreek is, positief in die woord, nie net positiewe denke nie. Maar God wil jou help. Maar weet jy, daar is sekere mure wat jy nie alleen kan bou nie. Daar is mure wat jy boeties en sissies rondom jou nodig het om te bou. Daai Jerusalem mure gaan nie gebou word deur Nehemia nie. Hy gaan gebou word deur die volk. Hy gaan gebou word deur die volk. Want die hel weet, jy sal dit nie reg kry nie, jy sal nie akkuraat bou nie, jy sal nie met statuur kan staan met die Here nie. En die vyand moet seker maak dat dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Mag die Here jou help. Mag die Here my help. My moed, my sis, en dat ons die moed het, dat ons nie te trots is. Not too full of shame about the state of Jerusalem. Die plek van jou lewe waar God wil woon. Jerusalem wat beteken die woonplek van vrede. Die woonplek waar jy en God in harmonie is. Die plek waar jy en God in harmonie is. Die lewe wat jy moet bou. In alles wat jy doen, waar God in harmonie saam met jou kan leef. In harmonie saam met jou kan leef. 'n mooi, veilige verhouding met God. So ek moet daai lyne trek, met daai muur moet ek daai lyne trek. Hierso trek ek die lyn. Wêreld is daar,
Dit wat kosbaar is hier. Dit wat reg is hier. Dit wat verkeerd is hier. Dit wat feite is, wat my mislei, is daar. Dit wat waarheid is hier. So kry daai onderskeiding met die woord van God, tweesnydende swaard, wat sê, wat is siel, wat is gees? Wat is siel, wat is gees? Amen. Is ons nog met mekaar? Mag die Here jou help. Mag jy gaan sit by hom en sien wat hy vir jou wil doen. Vat hierdie fokus asseblief. Ek glo Heilige Gees sal jou help om te kan fokus in dit wat ek nou sê. So moenie dat 'n ander gees jou nou weghou om op ander goed te fokus. In Jesus naam. Die Here sal jou help. Amen. Sagaria 2 vers 5. En ek sal vir hom wees, ek die Here sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vuurige muur, 'n muur van vuur, rondom en tot heerlikheid daar binne-in. I will be around them, the wall of fire, and the glory in their midst. God homself, as ons sê die verlossing, rondom kyk jy en die mure wat God jou gee, is jou verlossing, die bloed van Jesus, genade, jy verdien niks nie, maar God is absoluut daar, en God sê, ek homself, ek myself, sal die muur wees om jou. Ek wil jy met die prentjies sien, maar ons gaan dit nou by Hebreërs, die volgende skrif lees, maar wag net met hom, hierdie muur van vuur, hierdie muur van vuur, wat hierdie goud aan die binnekant, ek en jy, louter, mooier maak. Maar dit wat nie van God af is nie, vernietig. Die Here sê, ek is 'n verterende vuur, Hebreërs 13, laaste vers. Ek is 'n verterende vuur. Vlees kan nie voor my staan nie. So die vyand wat wil nader kom na jou toe, wanneer jy voor God leef en hom eer vir wie hy is, wanneer die vyand nader kom, hy kom te staan teen die vuur van God. Hallo, en aan die einde van die dag, as hy na jou wil kom en jy leef in God, jy leef in genade, jy leef in vergifnis, jy leef in dankbaarheid, jy leef in barmhartigheid, jy leef in afhanklikheid, jy leef nie perfek nie, want ek en jy kan nie perfek wees nie, maar jy leef in daardie plek. Jy leef in daardie plek, my broer, my sis. As die vyand wil kom, hy kan jou nie kry nie, want tussen jou en die vyand is 'n muur van vuur, en dis God homself. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Tussen jou en die vyand, tussen jou en die vrees, tussen jou en die negativiteit, tussen jou en die versoeking, tussen jou en daai misleidende opinies. Weet jy wanneer kom ons leiding veral in? Kom ons sê ons spreek die woord, kom ons sê ons spreek nou. En dit van jou gedagtes op iets anderste is, en dan moet jy eerder iets anderste in die woord gaan kyk, en dit, laat hy demoon van misleiding jou vat, ja. Maar ek praat van, as God met ons nou wil praat, Here, wat wil u vir my sê nou? Wat wil u vir my nou sê? Vanaand wanneer jy daai woord oopmaak, Here, wat wil u vir my nou sê? In jou omstandighede, Here, wat wil u nou doen? Hoe is u in hierdie situasie, die muur van vuur om my, dat die vyand nie naby kan kom nie? Tensy ek besluit, ek leef in vrees, en ek leef nie met God wat naby my kan kom nie. Laat hom toe om die vuur, die muur van vuur om jou te wees. Want andersins, daar kan 'n vernietigende vuur om jou wees. En daar waar jy beweeg, loop jy met jou kritiek, en die vuur om jou, die atmosfeer om jou, vernietig mense. Want jy maak hulle ook krities. Krities teen die een, krities teen daai een, in die naam van jou hoogmoed. En die muur van vuur vernietig ander mense om jou, want jy het 'n vernietigende vuur wat in jou en om jou werk. Die atmosfeer om jou is vernietigend. That can be your choice. Dit kan jou keuse wees. Of jy kan besluit, ek aanvaar verlossing as die mure. Ek aanvaar dankbaarheid, genade, nederigheid. Wat ek is net as gevolg van God. Die bloed van Jesus, die roem in niks in my lewe, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek ontdek verlossing as die mure om my. En as ek dit ontdek het,
On the word, the fire will be there. Waar die woord is, die vuur sal daar wees. Waar die woord is, die vuur sal daar wees. Waar die woord van vernietiging, die woord van kritiek, die woord van issue, die woord van daai goedjies is, die vuur sal daar wees. Maar is die vuur 'n realiteit? Dis die vuur 'n realiteit wat sal vernietig. Maar op die woord van God, bou op die woord van God en die woord van die kruis, die vuur van die Heilige Gees sal daar wees, my boet, my sis. Bou met die woord, en op die woord sal die vuur van die Heilige Gees wees. And it will be the wall of fire. And God's glory in the midst. Wat's God se glory? His glory, sy heerlikheid, sy mooiheid, sy skoonheid, His awesomeness, His splendor. The beauty of life, the beauty of relationships, the beauty of dreaming with your God, die mooiheid van om saam met Vader God te kyk na die toekoms, saam met hom te droom, saam met hom te leef, saam met God te wandel. That's His glory in your midst. 'n Kwaliteit lewe saam met jou God. Ek sluit af. Nommer 7. Arms van liefde, Hebreërs. Ek sit hom in die Amplified. Let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money, wat hy om jou kan leef. Shun greed, be financially ethical, being content with what you have, for He has said, I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Oh, come on. Wat 'n skrif. Wat 'n onsaglike skrif. Asseblief gaan skryf hom uit. Asseblief gaan sit hom daar so op jou foon dat jy hom sien. Dat jy hom sien. Daai muur, wanneer jy God se muur om jou het, weet jy wat jy ervaar jy as kind? Daai muur is God se arms van liefde, arms van beskerming. Sy arms van beskerming, my boet, my sis, as ek wil sê in lewende lywe, dis die muur om jou. Dis sy arms that will not relax His hold on you. That's the walls. That's the walls around you. Kan ons dit nog een keer lees en vat dit in jou gees. Vat dit. Let your character, dis ons keuse, your moral essence, your inner nature, be free from the love of money. Dis wanneer ek ook stres oor geld, dan is dit nog steeds daar. Shun greed, be financially ethical, loop met karakter oor dit. Being content with what you have. Jy is vervuld met genade en dankbaarheid. For He has said, I will never. Almal sê, I will never. Under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I, in any degree, leave you helpless, nor will I forsake or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Gee die Here 'n lofoffer. Amen. Wat 'n fantastiese God wat ons dien. Here, kom en doen dit wat U wil doen. O Here, vergewe ons dat ons meer om ons gebou het, as gevolg van vrees, as gevolg van vrees vir seer kry, as gevolg van ons eie opinie, as gevolg van hoogmoed, fokus op onsself. Vergewe ons daarvoor, Here. Wys ons in die naam van Jesus hoe om daai mure af te breek. Wys ons in die naam van Jesus hoe om daai mure af te breek, Here. Ek vertrou U daarvoor, Vader. En ek bid vir elke man en vrou wat kan fokus in gebed nou, wat fokus op U, dat U elkeen van daardie wat nou fokus op U, sal aanraak, op so 'n spesiale, unieke manier. Op so 'n spesiale, unieke manier. Laat dit so wees, Here, in die naam van Jesus. Laat dit so wees in die naam van Jesus.
En dat ons sal verstaan hoe om te bou, dit wat akkuraat is, op grond van genade. Ons kies om dankbaar te wees. Ons kies vanmôre om in niks anders te roem as in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ons kies vanmôre dat U die senter van ons lewens sal wees. Wat ons is net op grond van U genade. Deur die bloed van Jesus is ons beskermd. Deur die bloed van U perfekte offer. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor, Here. En dat ons op grond van wat Jesus gedoen het, kan glo en weet dat ons weet, You will not relax your hold on us. U hou ons vas met 'n intensiteit. En na die arms van liefde is die muur rondom ons, waarin ons veilig is, waarin ons U hart hoor. Want om U te ken, dit is die ewige lewe. Amen en amen.